Goed, en ons tweede laaste les gaan oor sinsontleding, dit is taalwerk. So, hierdie gaan oor sinne. So, 'n sin bevat gewoonlik 3 verskillende gedeeltes. So, die eerste een is jou onderwerp, die volgende een is die werkwoord of werkwoordgedeelte, en dan is dit die voorwerp. So, julle sal sien, hulle praat van die werkwoordgedeelte, noem ons ook 'n gesegde, omdat dit nie net een woord is wat die werkwoord is nie, maar dit bestaan uit meer as een woord. Goed, so wat is die onderwerp van 'n sin? Die onderwerp van die sin is die persoon of die ding wat die handeling uitvoer, wat die doenwerk doen. En dan die voorwerp is dit wat die handeling ontvang of waarop dit uitgevoer word. So as 'n mens hier kyk na hierdie voorwerp, hierdie voorbeeld, hy het sy tee gedrink. So wie of wat is besig om die handeling uit te voer? Dit is hy. So hy is die onderwerp van die sin. Dan gaan ons kyk na wat is die werkwoordgedeelte, of jy kan dan gaan kyk eers na wat is die voorwerp, jy kan maar besluit om jy dit wil doen. So, in hierdie geval is die voorwerp is sy tee. So, hy is besig, hy het sy tee gedrink. Hierdie sin is in die verlede tyd, so daarom kan ons sien, het gedrink is dan die gesegde, met ander woorde, die werkwoordgedeelte. Omdat dit nie net een woordjie is waarin dit staan nie, maar die het is saam met gedrink. Goed, so as 'n mens hierdie deurlees, onderstreep die onderwerp in rooi, die onderwerp is die persoon of ding wat die handeling uitvoer. Onderstreep die gesegde of die werkwoordgedeelte in blou en die werkwoord is die aksiewoord of die doenwoord. Dan onderstreep die voorwerp in groen, dit sê vir ons wie of wat deur die werkwoord geraak word. As ons hierdie as 'n voorbeeld gebruik, die katte het die muise gejaag. So, wat is dit wat die handeling uitvoer, wat of wie? Dit is die katte. Dan op wie word die handeling uitgevoer? Dit is die muise. En dan wat is die werkwoordgedeelte of gesegde? Het gejaag, omdat dit in die verlede tyd is. So, in die teenwoordige tyd sal ons sê die katte jaag die muise. So, dan is dit net 'n werkwoord. As ons na hierdie ene kyk, Anita het van Jabu gehou. So, wie of wat is besig om die handeling uit te voer? Dit is ons onderwerp en dit is Anita. Dan wie of wat is die voorwerp wat die handeling ontvang of wie die handeling uitgevoer word? Dit is Jabu. So, Anita het van Jabu gehou en dan is ons werkwoordgedeelte het gehou. Die van is maar net die verwysing na die voorwerp. Dan kan die kinders die res van hierdie sinne deurgaan en dan die onderstreepwerk doen in die verskillende kleure. Goed, en dan hierso, onderstreep die werkwoord in elk van die volgende sinne en omkring die voorwerp. Belangrik om hier op te let, hulle praat nie hier van 'n onderwerp nie, ons gaan net kyk na die werkwoord en die voorwerp. Sy het die venster gebreek. Goed, so hulle praat van 'n werkwoord, hulle praat nie nou van die gesegde nie, so dit is dis nou net een woordjie waarna ons gaan kyk. Onthou, gesegde bestaan is 'n werkwoordgedeelte, dit bestaan as meer as een woord. So sy het die venster gebreek, ons weet daai het gaan eintlik saam met gebreek wat die gesegde sal wees, maar omdat ons net die werkwoord nou kyk, gaan ons net kyk na gebreek. Venster is dan die voorwerp. As ons hierna kyk, hy was sy gesig, hy sal natuurlik die onderwerp wees, maar dit is nie wat hulle hier wil uitlig nie, hulle wil weet wat is die voorwerp en die werkwoord. So sy gesig is die voorwerp, dit is wat gewas word, en dan die doenwoord, die werkwoord is was. En so kan ons deur hulle almal gaan. Dan is daar 'n tipe werkwoord waarvan die kinders moet kennis neem en dit noem ons die onoorganklike werkwoord. Dit beteken net dat in 'n sin kry jy dat jy die onderwerp het met die werkwoord, maar die voorwerp ontbreek. So hierso het ons voorbeelde daarvan. Okay, so, kyk nou na hierdie sinne. Onderstreep die voorwerp en die werkwoord en die een van hulle van die sinne het onderstreep die onderwerp en die werkwoord en een van die sinne het 'n voorwerp nie. So sy lees, ons eet, sy huil, katte spin. So al hierdie sinne maak vir ons sin.
So ons het nie nodig om 'n voorwerp by te sit nie. So dit maak hierdie werkwoorde onoorganklike werkwoorde. So hierso is 'n nota wat ons net van kennis neem. Onoorganklike werkwoorde het geen voorwerp nodig nie. Die hond slaap, hulle werk, hulle hardloop, die boot het gesink. Goed. En dit is die einde van hierdie bladsy. Maar kom ons gaan aan na die volgende bladsy. Kyk bo aan staan, lees die volgende sinne aandagtig deur die onderwerp onderstreep, die onderwerp in rooi, die gesegde werkwoord gedeelte in blou en die voorwerp in groen. Onthou hierso het ons nou meer as een woord het ons mee te doen. So, 'n voorbeeld, Anita het vandag baie vrae in die klas beantwoord. So wie is die onderwerp wat die aksie uitvoer? Dit is Anita. Okay, so wat het sy gedoen? Sy het vrae beantwoord. So dit kan vir ons al klaar lei na die werkwoord. Sy het beantwoord. So dit is ons werkwoord of werkwoord gedeelte of ons gesegde. Dan moet ons nou gaan soek vir die voorwerp gedeelte. So vra, sy het baie vrae beantwoord. So vra sal vir my die voorwerp hier wees en in die klas is dit 'n verwysing van waar dit plaasgevind het. So dit is nie so belangrik nie. So die vrae sal meer die aanduiding wees van die voorwerp. Manu het my potlood geleen. Goed. So hier moet ons weer die onderwerp gaan soek. So wie of wat het die handeling uitgevoer? Dit is Manu. Dan wat is die werkwoordgedeelte? Die potlood was geleen of is geleen. So Manu het geleen. Het geleen is dan die gesegde. En dan wat is die voorwerp? My potlood. En dan die laaste gedeelte hiervan, skryf nou jou eie sinne, onderstreep die onderwerp in rooi, die gesegde gedeelte of die werkwoordgedeelte in blou en dan die voorwerp in groen. Nou kan julle kreatief wees en julle eie sinne skryf en dan die 3 dele van die sin identifiseer. Baie dankie.